Underdog South Africa is 'n organisasie wat hulle self daartoe beywer om pitbulls, een van die mees mishandelde onderrasse te red, rehabiliteer en in liefdevolle huise te plaas. Ek gesels nou met hulle stigter Estelle Smit. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Ek moet dan net sê daai Smit is met daai ekstra H, né? Smit. Dis reg, ja. Wat het jou inspireer om hierdie organisasie te begin? Weet jy die feit dat dit is al as ek maar 'n bietjie kan tale meng. Asseblief. Die most misunderstood breed. As jy hulle ken en besef, jy weet enige honderras kan aggressief wees, moeilik wees, maar hulle het 'n stigma. Dit is basies sosiale media hou daarvan om alles wat die probleme is 'n pitbull te gee. Dis nou 'n pitbull. Wat's die mees algemene mites, mispersepsies oor die pitbulls? Die feit is dat hulle is mense, hy byt mense. Aggressief, ja. En laat hulle is onbeheerbaar. Hulle kan nie kontrol word nie. Laat hulle is, dit word gebruik as 'n image, 'n status image. En ek kan sien jy sukkel nou met alles. Kyk hoe onbeheerbaar is hulle, kyk hoe aggressief is hulle. Alhoewel dit babas is, die groter honde is baie makliker as die babas. Babas is gewoonlik die wat eintlik baie hardloop en te kere gaan en energievol is. En kyk hoe rustig is hulle. Is dit nie maar ook net presies hoe jy jou hond hanteer, hoe jy hom groot Absoluut. maak, hoe jy as 'n mens teenoor hom optree, dat hy daai tipe geaardheid ook gaan toon, jy weet, 'n rustige geaardheid of 'n aggressiewe geaardheid. Weet jy, 'n pitbull is 'n hoë energiehond. Hy het stimulasie nodig. Dis soos 'n kind. Ek sê altyd baie, as jy kinders het, kan jy pitbulle groot maak. As jy pitbulle groot maak, kan jy kinders hê. Hulle het energie, hulle is baie intelligent, hulle moet gestimuleer word, gedurig gestimuleer word. Vat hulle na papieskool toe. Leer hulle van kleins af obedience training. Leer hulle van kleins af sosialisering met ander diere. Ek meen, ek het pitties wat saam met perde hardloop, ek het pitbulle wat saam met African Greys en macaws, wat die een macaw hardloop op die grond rond met 'n been in die hand, dan speel die twee. Ag, hulle speel met katte. Hulle lê en dan purr die kat om hom aan hy massage, om eintlik al lê daai ons op sy. Maar ek moet sê hulle was baie energiek en jy het hulle toe nou mooi gedowntown vir die studio deel. Ja, hy moet die energie moet uitgehaal word. So moet vir mense sê, as jy 'n pitbull het, moet jou perseel soos nou is maklik, hulle is klein. Maar as hulle groot word, wees verantwoordelik. Sorg dat jou eiendom se heininge reg is, want hy is escape Houdini. As hy nie aandag kry nie, gaan hy hoor iets aan die ander kant en hy gaan wel probeer kyk wat daar aangaan. Kom ons kom 'n bietjie by die organisasie. Stel, jy weet, maak jy baie staat van vrywilligers en hoe is hulle betrokke? Weet jy, kom ek gaan vir jou so stel, ons is 'n NPO geregistreer al vir 14 jaar, ons gaan nou vir 15 jaar en dit was nooit, ek is 'n kunsmusiekmens en ek het gesien wat hierdie honde, wat hulle met hierdie diere doen en ek het besluit, ek wil nou hierdie diere help wat so aan kettinge vasgemaak word, kwaai gemaak word. Hulle word letterlik abuse om die survival instinct in te skop. Dan, jy weet, dan wil hy beklei vir kos, hy wil beklei omdat hy moet anders by die ander een hom. Nou, ek het begin met Underdogs SA, het ek geregistreer om hierdie honde 'n kans te gee, 'n tweede kans te gee. Ek het op 'n later, ek is 'n SA judge in konfirmasie, so ek kan gou vir jou sê 99% van die honde wat buite is, almal is 'n pitbull. Of dit nou 'n Jack Russell is, dis 'n pitbull. Ek het al mense gehad wat vir my sê, as ek luister, hier is nie 'n pitbull nie. So hulle het nie idee wat dit is nie, maar toe gaan ek en ek is SA judge in konfirmasie in die genetika. Toe gaan swat ek vir 'n behaviorist. So ek is gekwalifiseerde behaviorist wat met hulle gedrag werk. Wow. Toe gaan studeer ek, want dan gaan ek uit op plekke en dan sien ek wat hulle met hulle doen. So dan haal ek hulle van die ketting af. Ek help hierdie honderras in hierdie situasie. Toe gaan studeer ek vir 'n animal welfare inspekteur. So nou is ek gekwalifiseer, ek gaan uit in areas en ek gaan haal hulle af, ek kan vat hulle hof toe, gaan praat met die magistraat. Jy ken die hele spektrum, niemand kan met jou doekies omdra en allerlei sulke stories nie. As hulle met stories kom, dan sê ek, luister, die wet sê dit. Behalwe vir die vrywillige werke, goed, watter ander addisionele dienste bied julle ook aan? Weet jy, ons rescue, rehabiliteer en train. Ek gee vir mense, ek het baie mense wat my bel, dan sê hulle, luister, hulle wil nou 'n pitbull saam met hulle labrador sit. As jy van kleins af die hond of reg leer, ons het 'n meet and greet, dan vat ons die honde en ons kyk of die hond se temperament of sy persoonlikheid, hulle het 'n persoonlikheid, hy is nie net 'n hond nie. So kyk of hy met daai hond se, want hulle werk op feromone. So as daai hond 'n bietjie van 'n vuis, weet hy sit daar en jy sê, ag, hy's 'n dierbare ding, maar 'n ander nader kom.
dan begin hulle, kan jy sien, so hulle werk op, as hy kortisolhormoon afgee, veroorsaak dit aggressie. Jy sien dit nie, want jy's 'n eienaar, jy ken nie die honde nie. En dis vir my belangrik dat hierdie honde jy moet weet waarmee jy werk. Stel net om te groet, waar kan mense julle kontak, want ek weet daar's kennels nodig en opgradering hier en dit, so mense sal wil betrokke raak. Julle is baie Waar kan ons jou kontak? Julle kan ek my nommer vir julle gee of As sal jy ek hom dit op vir die lug wil gee, anders 'n webtuiste. Ja, 'n webtuiste is www.underdogs.co.za en my nommer is 082 774 3264. Nou stuur bietjie een van daai oulike dames hier oor na my toe voordat ons oorskakel daar na Elsa toe. Ek wil daarom ook net kom bietjie hierso sis. Kom gou bietjie hier. Moet my net nie buite Mense kyk, net hoe skakel my baie keer, dan vra hulle ek moet kom assessments doen op hulle hond. Ek doen vir jou assessments op hulle en sê vir jou Baie dankie. Nou ja, toe, baie dankie vir die kuiertjie. Dis 'n Elsa, plesier. oor na jou. Ek hoop jy gaan ook 'n lekker gesels hê soos wat ons net gehad het. Ag, jy is te dierbaar vandag, Pieter. Nou ja, ons bly vandag by 'n man se beste vriend. At Fritz is 'n 5-ster hotel in Kaapstad waar gaste luukse kamers, 'n salon, spa, winkel, gourmet etes en selfs tema fliekaande kan geniet. Maar wag voor jy vir jouself 'n naweek daar wil bespreek, want At Fritz is slegs vir honde. En ek gesels nou met die eienaar, Jannie Kloo. Jannie, goeiemôre, good morning en baie welkom. Môre Elsa, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Dankie. Ons is baie bly om vanoggend op hierdie onderwerp te kan fokus, want ek dink dit is so 'n oulike inisiatief. So vir iemand wat nou nog nooit van At Fritz gehoor het nie, watter hoofdienste bied julle en wat presies behels hierdie hotel? Jong Elsa, ons is genoem die At Fritz Dog Hotel en Daycare Center. Die woord center is baie belangrik want dit sluit alles in wat 'n hond nodig het, van hondekos, retail, na daycare, na 'n spa en sleepovers. En dan baie interessant, mense dink baie dit is vir die rich and famous deel van 'n hotel, maar 10% van ons occupancy gaan juis aan honde, soos wat ons net van gehoor het, soos charities, wat plekke nodig het om honde te rehabiliteer. Want dis ultimately wat my staf doen, is ons werk met honde om hulle social en behavioral mooi te help. Dis wonderlik om te hoor. Nou ek het so lekker gelag toe ek die eerste keer van al hierdie volgende opsies lees. Jurassic Park, Hollywood, Popeye the Sailor en die Presidential Suite. Dit klink baie interessant. So kan jy dalk net vir ons 'n bietjie meer vertel van hierdie verskillende verblyfsopsies? Ja, so ons het eintlik, ons noem dit die dog dormitory, wat soos die area is waar klomp honde saam kan slaap in die aande. En dan het ons die privaat kamers. En ons het die privaat kamers eintlik maar net name gegee in plaas van te sê kamer 1, 2, 3 en 4. Maar die rede vir die kamers is eintlik nie om snaaks te wees nie. Jy sal dink partykeer soos ons mense ook, party is introvert, party is ekstrovert en partykeer het jy genoeg gehad van mense, dan wil net 'n bietjie jou eie space hê. En so is dit tog dieselfde met honde. So ons kamers gebruik ons baie vir honde wat byvoorbeeld 'n ouer hond is wat deur die dag lekker sosialiseer en dan as dit nou lunchtyd is of middagetetyd is, dan gaan die hond na sy kamer toe om net bietjie op sy eie te wees, sy ontbyt of sy middagete te eet voor hy weer verder met die ander maatjies gaan speel. Nou ek dink dit is belangrik om uit te kom by die feit dat julle ook CCTV kameras het. Is dit hoofsaaklik sodat die mense of die eienaars hulle honde kan dophou? Ja, Elsa, dis die belangrikste vir my van die hondehotel, want ek glo in transparency, want honde kan tog nie praat nie. Honde kan nie huis toe gaan en sê, ek het nie 'n lekker dag vandag gehad, of 'n maatjie het my geboelie nie. En daarom is dit belangrik dat ons oop is met die eienaars wie se honde dit is en hulle moet alles kan sien. Ek sê altyd dit is soos om 'n kamera in 'n kok se kombuis te hê. Maar tog is mense ook net mense en my staf is ongelooflik, maar ons is ook net menslik, ons kan foute maak. So is belangrik dat ons altyd kan teruggaan na die kameras toe en sien nou maar 'n hond het seer gekry, wat presies het gebeur. Dit is so wonderlik om te hoor, regtig. Soos wat 'n mens meer daarvan hoor, is 'n mens net al hoe meer beïndruk. Nou, daar is boonop ook 'n hondespa wat alles van 'n hondehaarkapper tot hidroterapie en selfs reiki vir honde insluit. Vertel ons net so 'n bietjie meer daaroor ook. So die hondespa is eintlik maar 'n grooming parlor vir honde. So dis waar die honde gewas word, gesny word, hulle toenails word gedoen, hulle tande word gewas.
En dan, omdat ons baie met charities werk, ons het baie honde wat ons byvoorbeeld rehabiliteer. Ons het 'n hondjie gehad wat by kliniek gebly het vir 7 jaar, was bang vir mense, was bang vir diere. En ons het daai hond ingeneem en dit het ons omtrent 3 weke gevat om hierdie hond te rehabiliteer, om net te kry om vir mense te vertrou. En dan gedurende daai proses gebruik ons soos Reiki professionele en ons gebruik talk behaviorists. En sodra daai hond toe die mense vertrou het, het ons toe oorgegaan om die honde te vertrou. Maar jy kan dink dit is 'n baie stresvolle omgewing dan vir die hond, want hy's bang vir mense, bang vir honde. En dit is dan wanneer hierdie goeters inkom, ons 'n bietjie meer alternatiewe gebruik om die honde net te help. Nou, ons het so 'n paar sekondes oor, maar ek wil graag vir jou vra, julle bied ook dienste vir diere wat 1-tot-1 aandag nodig het, spesiale dieete of ekstra oefening ook benodig. Hoe werk julle saam met die eienaars om elke hond se verblyf doeltreffend aan te pas? So Elsa, jy kan dink soos wat mense eet, elke mens iets anders. Party mense is gluten intolerant en dieselfde met honde. So ons het 'n online stelsel wat in die US gebaseer is. En so as 'n hond incheck by die hondehotel, dan weet ons presies wat die hond moet eet, hoeveel die hond moet eet, en ons sit alles weer oor op die stelsel, sodat die eienaar waar ook al hy sit in die wêreld of by die werk, kan hy presies sien wat het sy hond geëet, wanneer het sy hond geëet. En dit is alles deel van die transparency, om net 'n goeie professionele diens te lewer. Baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het en ek is seker daarvan daar is nou heelwat van ons kykers wat nie kan wag om 'n draai daar by julle te kom maak met hulle diere kinders nie. Ek het geweet hier's 'n verrassing wat wag. Hallo Tannie. Hallo. Bly ingeskakel want net hierna kuier die rocklegende Arno Carstens by ons in die ateljee. Ek en Pieter gaan nog eers 'n bietjie aandag aan die oulike knap gee. Hallo.